Here, ons kom dank dat ons so hierdie afgelope paar aande, Here, by mekaar kan kom. En so ook, Here, vanaand weer hier by mekaar kan wees. Ons kom dankie, Here, vir die dag wat U vir ons gegee het. Here, vir die seëninge in hierdie dag. Ons kom dankie, Here, vir die goedheid en die guns wat ons kon beleef. Die genade om te kon opstaan. Die wete, Here, dat U by ons is. So kom ons ook, Here, en ons kom vra, Here, daar waar daar klomp goed ook gebeur het, wat ons gedagtes besig hou, wat ons oor wonder, waarmee ons sukkel, Here. Dankie, Here, dat ons dit ook, Here, vir U kan gee. Dat ons kan bid, Here, dat U dit in ons sal stil maak, en dat U ons sal lei met U wysheid en U krag. Here, ons kom bid en kom vra, Here, jy wil ons ook saam is, breek U woord vir ons oop. Ons kom bid dit, ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. Broers en susters, ons gaan saam lees in Matteus hoofstuk 6. Ons lees daar vanaf vers 9. Eintlik is dit 'n gedeelte wat ons so mooi ken al. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Dan lees ons vers 14. Ook saam, as julle ander mense hulle oortredings vergewe, sê julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sê julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Tot sover ons skriflesing dan vanaand. Ek dink een van die aangrypendste verhale vir my, as ek nou dink aan die Bybel, as ek dink aan getuienisse, as ek dink aan persone van wie ons lees, is die verhaal van Stefanus. As jy gaan lees in Handelinge 7, dan sien jy eintlik net so 'n paar kort stukkies oor wie Stefanus was, wat hy gedoen het en waarvoor hy gestaan het. En die aangrypende van Stefanus se verhaal, hy is een van die 6 diakens van die eerste gemeente in Handelinge waarvan ons lees. Maar hierdie diaken, persoon, skroom nie om te sê, maar ek glo in Christus, die verlosser van hierdie wêreld. En as ons Stefanus se verhaal lees, ek dink ons almal ken dit eintlik baie goed, ontmoet ons vir Saulus. Op daai stadium die vervolger van die kerk, die persoon wat die kerk, wat vir Christus eintlik vervolg, die volgelinge van die Here Jesus Christus wil uitwis in hierdie ou antieke wêreld. Die twee teenpole. En die wonder van Stefanus se verhaal is dit wat hy sê, nadat hy gevange geneem is, nadat hy verhoor is, en daar staan hy buite die dorp besig om gestenig te word. En sy woorde weer klink iets
van die woorde wat Christus aan die kruis sê. As ons nou dink, ook wat gewoonlik in hierdie tyd gebeur is, die 7 kruiswoorde, as ons nou dink aan lydingstyd. Stefanus wat op sy knieë sy laaste asem uitblaas en sê, Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie. Dit terwyl die klippe rondom hom val. As ons dink aan Christus, kom sê Jesus, juis dieselfde woord, of amper dieselfde woorde, net op 'n ander plek. Met Jesus se laaste woorde kom sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Terwyl die soldate Jesus se klere uitdoet, sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dieselfde woorde hoor ons weer by Stefanus, net voor hy sy laaste asem uitblaas. Paulus, op daai stadium, Saulus staan so 'n eentjie verder. En Stefanus kom sê, Here, ontvang my gees. As ons aan die beeld dink van Stefanus, as ons in hierdie oomblik dink wat hy leef, dink ons vir 'n oomblik en ons sê vir mekaar, maar wat sou ons laaste woorde in so 'n situasie wees? As ons dink aan die getuienis van Stefanus, sê ons mekaar, juis, maar watter intieme verhouding het Stefanus met God gehad, met Christus gehad, dat hy soveel dieselfde woorde kom sê, die woorde wat Christus aan die kruis gesê het, 'n paar maande voor hierdie geleentheid. Ons sien die parallelle raak. Ons sien Stefanus wat na Christus wys, wat iets kom wys van die diepte van sy geloof. Ons kom sien Jesus wat vir sy disippels, as Matteus vorentoe blaai, net so eentjie vorentoe in Matteus 4 kom sê, maar kom saam met my, ek wil julle vissers van mense maak. Ons sien Jesus wat vir sy disippels leer, Here, vers 12, vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Ons leer van Stefanus die diepte van sy geloof en sy vasberadenheid om te vergewe en God se genade te soek ten spyte van wat met hom gebeur. As ons in hierdie wêreld kyk, kan ons vir mekaar 'n klomp voorbeelde noem van goed wat nie reg is nie, van goed wat ons anderste wil hê. As ons dink oor vergeef ons oortredings, lees ons in die ou vertaling en ek dink dit spreek so 'n bietjie meer nader aan ons, vergeef ons skulde. En as ons dink aan hierdie skulde wat ons het, is dit nie net 'n bietjie nie. Want dit wat ek en jy gedoen het, verkeerd gedoen het, as ons dink aan dit wat ek en jy, wat ons uiteinde moes wees, beleef ons Christus wat in my en jou plek kom staan en sê, Here, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus kon sy skuld, ons skuld op hom neem. Ons lees verder in Matteus van die gelykenis Matteus 18, waar die skuldenaar nie sy skuld kon betaal nie.
waar die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en almal verkoop moet word, sodat sy skuld betaal moet word. En ons hoor hierdie man wat neerval, Subat, ek sal alles terugbetaal. Ons ken die res van die verhaal ook, waar hierdie man buite kom en sê, maar hier's 'n paar ou wat net 'n paar rand te skuld, maar hy moet my alles betaal. Wat anders kan ek en jy in ons lewe doen, as om eintlik net neer te val, en te sê, Here, vergewe ons sonde. As ons dink aan die Onse Vader gebed, is dit seker een van die bekendste gebede. Dit word op verskillende maniere beskryf. Iemand soos Martin Luther beskryf dit as die meesterlike gebed van God. Maar ons kan hierdie gebed oor en oor en oor bid, maar dit moet ons hart, ons lewe vernuwe. Dit oorweldig ons eintlik om te sê, maar God is saam met ons hier. Die Here is by ons teenwoordig in sy grootheid, in sy genade. En as ons kyk na hierdie wêreld, as ons kyk na die maniere ons baie keer leef, misbruik ons baie keer, of verstaan ons baie keer hierdie gedeeltes as net iets wat ons byvoeg by gebede om iets moois te sê. Hoeveel keer sluit ons af, Here, vergewe ons sondes, as ons Bybelstudie doen. En as ons dit vir mekaar sê, besef ons, hoor ons, besef ons die prys wat betaal is, sodat ons sondes vergewe kon word. Hoeveel van ons breek in gebed uit? Here, vergewe ons. Maar as ons opstaan, dra ons nog steeds hierdie wrok saam met ons teenoor iemand wat 10 of 20 jaar terug iets aan my verkeerd gedoen het. Iemand wat net nou vir my iets skeef aangekyk het by die winkel. Ons lees vers 12. Vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En as ons bietjie terugblaai, net voor hierdie gedeelte, net voor die Onse Vader gebed, fokus Jesus juis op skynheiligheid. Fokus Jesus juis daarop om te sê, maar ek en jy leef in hierdie wêreld, en ons dra hierdie maskers wat ons 'n klomp goed voorgee. So moet dit nie by julle wees nie. Ons lees vers 14 saam, waar Jesus kom uitbrei. Dis die enigste bede waarop daar uitgebrei word, as ons hierdie Onse Vader gebed saam lees. As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Ek weet nie van jou nie, maar dit ruk 'n ou vir 'n oomblik tot stilstand. Ewe skielik is daar 'n spieël voor my. Hoe vergewe ek? Hoe vergewe ek die persoon wat my te nagekom het? Groot of klein? Hierdie gedeelte, hierdie bede is so belangrik, juis dat Christus daarop kom uitbrei en kom sê, maar as ons vergewe, as ons dit uitleef, as ons dit nie doen nie,
eintlik dan mis ons soveel uit. Ons het 'n lied gesing die afgelope week, in U is vreugde, vrede en vreugde, want God is by ons, in ons lyding, in ons moeilike omstandighede, God is daar. As ons dink oor vergifnis, dit wat God vir my en vir jou doen, en dieselfde vergifnis wat ek en jy in hierdie wêreld ander meer vergewe, die gebrek daaraan, ons lewe, as dit ons lewe begin oorheers, dan is daar 'n bitterheid. Die uiteinde daarvan is dat dit selfs op 'n manier 'n tipe, ek wil amper sê maansverduistering, 'n sluier kom oorgooi oor ons verhouding met God. Ewe skielik is God se teenwoordigheid, sy nabyheid anders. As ons na hierdie gedeelte kyk en ons vat dit saam, dan kom nooit die Here my en jou uit om in hierdie bede, Here vergewe ons oortredinge soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree, om in 'n maskerlose verhouding met hom te kom staan. Dat ek en jy ons harte kom oopstel en sê, Here, hier is ek met my foute, met my tekortkomings. Dankie, Here, dat ek aan U kan behoort. Ons word opgeroep om te vergewe elke keer. Vergifnis is soos 'n pad waarop ons eie swakhede en foute op 'n manier raak sien, maar dit ook agterlos. Dit vra dat ons op 'n manier ons eie foute vergewe, dat ons vir mekaar sê, maar ten spyte van my foute, God gebruik my, God stuur my, en net so gebruik en stuur God die mense rondom ons ook. Dit is 'n geskenk om in hierdie wêreld te sê, maar ons behoort aan God. Die Here is ons verlosser, die Here is ons alles. Mag ek en jy, broer en suster, daar waar ons gaan, dit uitleef. En as ons dink aan Stefanus en Christus se woorde, as ons dink aan hulle sterfte, die herinneringe daaraan, mag dit ons leer om 'n lewe te leef waar ons die vergifnis wat God vir ons bewerk het, besef. En mag ons dit ook toebid vir ander. Ek gaan afsluit. Kom ons bid saam. Ons bid vanaand saam vir die volgende paar goed. As ons dink oor vergifnis, gaan dit oor verhoudings. En daaroor bid ons dan juis vanaand verhoudings binne gesinne en verhoudings in die algemeen. Ons bid vir gesinsverbande, vir krag, vir liefde, begrip tussen gesinslede. Ons bid vir gebroke gesinne. Daar waar die liefde nie meer is nie. Daar waar daar hartseer is, daar waar daar herstel van verhoudings nodig is. Ons kom bid vir ouers wat vir hulle kinders moet begelei. Vir wysheid en ook vir leiding, vir krag. Ons kom dra die huwelike op aan die Here. As ons dink aan die huwelike, dink ek is een van die grootste krisisse. Ons sukkel daarmee. Ons kom bid vir bejaardes en ook enkelouer
huishoudings, vir troos en ondersteuning. Dit is dan die paar goed waarvoor ons dan wat ons vanaand aan die Here opdra. Ek gee 'n paar oomblikke van stil gebed. Here, is 'n voorreg om vanaand weer hier by mekaar te kan wees. Here, om ons dorp, ons land voor die voete te kom neersit. En te kan kom bid, te kan kom vra, Here, dat U met die gesinne vanaand sal wees, so ek elke dag. Here, dat U gesinsverbande, Here, sal versterk. Here, dat ons mag bid, dat U vir gesinne weer die passie sal laat groei, om met U in 'n verhouding te leef. Here, ons kom dink in besonder aan gebroke gesinne. Here, ons kom bid vir versoening, genesing, vir die herstel van verhoudings. Here, ons kom dra ons ouers aan U op. Ons kom bid, Here, dat U ook in hierdie tyd, Here, wat gepaard gaan met 'n klomp uitdagings, vir hulle sal wysheid gee. Here, dat U vir hulle sal wys Here, wat U wil is, wat U krag is en wat U genade ook vir hulle inhou. Here, ons kom bid vir huwelike. Here, dit val so maklik uit mekaar uit. Ons kom bid, Here, vir eenheid, vir toewyding. Here, vir deursettingsvermoë, vir hoop. Dat U die fundament sal wees in hierdie huwelike. So kom bid ons, Here, ons kom dra aan besonder ook, Here, ons bejaardes aan U op. Dat U op 'n besonderse manier met hulle sal wees, die wat alleen is. Dat U, Here, vir hulle die krag en die genade sal gee, die ondersteuning, en dat U, Here, ons sal gebruik om ook vir hulle 'n baken van hoop te wees, 'n plek van hoop, so ook hierdie gemeente. Ons kom bid dit, ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen.